Ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 161. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, vernaamlik die Afrikaanse legkaart studiegids Bybels, baie belangrik vir elke huisgesin in Suid-Afrika en in die wêreld, nie net nie, almal wat Afrikaans sprekend is. Die inligting wat ek daar ingeskryf het, is nie in enige ander Bybel ingeskryf nie. So jy belangstel, kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722367124. Gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is jy verskriklik welkom. Gaan asseblief na deel 1 begin reg voor, want jy het reeds 'n magdom inligting verloor. En glo my, daar is baie inligting. Dit is uiters noodsaaklik dat jy moet inteken op die webtuiste, op YouTube altyd, sodat jy kan die verskillende uitsendings op YouTube kan ontvang. Deel dit ook met die vriende en die familie. Dit is lewensveranderend en jy moet 'n pen, papier of 'n skryfblok en natuurlik ten minste 'n 33 of 53 Afrikaanse Bybel byderhand hê, of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die antieke Hebreëse Bybel. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons wil vanmôre aan U al die lof, die eer, die prys, die aanbidding gee vir die begin van 'n nuwe week wat U ons bewaar, beskut en beskerm het deur hierdie naweek, Vader, en vanmôre weer bymekaar gebring het in die afwagting om te hoor wat die Ruach HaKodesh vir ons wil sê. Ons kom nie net sommer bymekaar nie, ons kom in afwagting, Vader. Ons wil vanmôre bid dat die salwing van die Ruach HaKodesh in hierdie week op die boodskappe sal rus, elke een, en dat die woord gedeurdronge sal wees, benat sal wees met die Ruach HaKodesh. Salf die woord vanmôre en word verheerlik in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa, die volk van Jaffa sê halleluja, al die Jaffaste sê halleluja. Wat 'n voorreg om by mekaar te wees. Ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 13, vers 1. Hy sê vir ons in Spreuke hoofstuk 13, vers 1. Nou kort dan praat koning Salomo met sy seun oor tug of tugtiging of vermaaning. Die wyse seun luister na die tug van die vader. Jy weet, dit vat 'n ou regtig 'n leeftyd om te besef wat in jou eie lewe gebeur het. As ek terugdink in my kinderdae, en ek het dit al voorheen gesê, ek gaan dit dalk net weer sê, kan ek nie onthou dat my pa my een keer onnodig getug het of 'n pak slaag gegee het nie. Nie een keer nie. Elke keer wanneer dit gebeur het, was dit na vele vermaanings. Daar was altyd eers vermaanings en dan die tugtiging, die straf. En ons tugtiging het nie altyd net bestaan uit 'n pak slaag uit nie, of doodslaan nie. My pa het ook baie met sielkunde gewerk. En daar was baie keer straf gewees. Jy gaan nie vir die volgende week, gaan jy nie in die namiddag op die rugbyveld bal skop en die tipe goed nie. Dis ongelukkig hoe dit was. Hy het jou voordele afgesny, wanneer jy nie na hom geluister het. Soos ek sê, partykeer was daai vermaaning of bestrawing, ek wil sê bestrawing, was baie erger gewees as 'n pak slaag. Want 'n pak slaag wat jy nou in 'n halfuur later, dan voel jy klaar beter. Ja, het vat miskien 'n dag of 2 vir die boude om eers reg te kom. Maar dit vat nie 'n week nie.
Of die naweek sal jy by die huis bly? Verstaan jy wat ek sê? En wanneer die ander broers gaan speel, ons was 4 seuns gewees en 1 suster, en wanneer die ander broers gaan speel, dan sit jy in die kamer. En jy gaan nie net in die huis rondloop nie. Jy kry huiswerk om te doen. Kry 'n stuk van die Vaderland om te lees. Of die Transvaaler om te lees. Julle ouer broers en susters weet nou waarvan ek praat. So, dit was stigtiging gewees. En dit is wat die woord sê so. Die wyse seun luister na die tug van die Vader. Nou wil ek ook sê, ek glo nie, en ek kom 57 jaar in die eskatologie navorsing en studies in 'n noue verhouding met Jaffa. Ek het uitgevind in my lewe ook, dis nie altyd dat ons 'n pak slaag kry nie. Dis ook dat ons partykeer vermaanings ervaar. En dan kry ons bestrawings. En dan kom ons by die tug uit. So die tugtiging bestaan vir my uit 3 ander dinge uit. Vermaanings, bestrawings en dan die tug. En baie keer is die vermaanings en die bestrawing ernstiger as wat die tug is partykeer. En die vermaanings en die bestrawings is rooi ligte in ons lewens. Ek verstaan daar is slange wat sekere aksies doen. Ek is nie 'n groot slangkenner nie. Maar sekere slange doen sekere aksies om te sê, gaan weg. Moenie nader kom nie. Jy gaan seer kry. En as jy nie na die aksie van die slang wil luister nie, gaan jy heel waarskynlik gepik word. En dis wat gebeur met die tugtiging. By die tyd wanneer die tug kom, was daar vermaanings en bestrawings gewees, reeds. So wanneer die tugtiging kom, dan help dit nie, ons sit nou en huil en kry ons self jammer nie. Daar is ander rooi ligte of rooi in ons lewens, en ons het nie ag gegee op dit nie. En dis hoekom dit essensieel is dat ons in die Ruach HaKodesh moet wandel. Ons oor moet oop wees vir die stem van die Ruach. Want hoe werk Vader Jaffa? Hy spreek deur die Ruach. En die Ruach sê, hey, watch. Nee, ek wil nie watch nie. Maar dan moet jy maar die gevolge daarvan dra. Die wyse seun luister na die tug van die Vader, maar 'n spotter hoor nie na berisping nie. Berisping, dit is vermaaning. Berisping is vermaaning. Hy vermaan, hy sê moenie luister. Dit gaan jou oorkom. En ek sien in die lewe van Israel die berisping wat daar was al die tyd. En dis hoekom daar 613 wette van Moses was vir die Israeliete. Want hulle het nie na die berisping geluister nie. Hulle het nie na die tug geluister nie. Hulle het nie na die vermaaning geluister nie. En later het Jaffa dan nodig gehad om dit wette te maak. Om die ouens te kry om tot 'n stilstand te kom. En in hierdie 21ste eeu het ons nie nodig dat Jaffa moet kom en 'n string wette kom maak nie. Ons het die Ruach. Die woord sê ons word geleer en gelei deur die Ruach HaKodesh. Waar woon hy? Hy werk nie in my hart, hy bly in my sielsdimensie. Hy funksioneer van hier af. So dis baie belangrik. Dat ek die stem leer ken van die Ruach. En wanneer hy praat, wanneer Jaffa deur die Ruach met ons praat, dat ons ag gee en enige spottery maak daarvan nie. Daar, baie ons lag 'n ding af. Vanaand die ongoddelike mense. Hulle ken nie van die Ruach HaKodesh nie. Of die Heilige Gees nie. Hulle volg net hulle eie kop. Hulle glo nie die woord soos hy geskryf is, die bo-natuurlike geopenbaarde woord nie. Baie van hulle glo nie eens in die Bybel nie. Maar 'n spotter hoor nie na berisping nie. Hulle sal nie ag gee daarop nie. Nou wanneer ek die Spreuke van Salomo lees, of die
ja, die Spreuke van Salomo lees, dan moet ek sien wanneer hy sê, die spotter hoor nie na die berisping nie. Dan is dit eintlik 'n vermaaning vir die bruid. Want baie keer dan neig die bruid hulle oor weg van die berisping af, na die rooi ligte. En nou gebruik Jaffa koning Salomo om te skryf en te sê, kyk wat doen die spotter. Ek wil hê ons moet vanmôre kyk, wat doen die spotter? Hy sê die wyse seun luister na die tug van sy vader. So wat doen die spotter? Hy luister nie na die tug van sy vader nie. Hy vermy die advies van sy vader. Hy vermy die insprake van sy vader. Hy vermy die wens van sy vader. Nou swaai Jaffa dit om met die Spreuke van Salomo. Hy sê, maar 'n spotter hoor nie na berisping nie. So met ander woorde, as ek nie na die tugtiging luister nie, en die rooi ligte sien nie, dan kom die oordeel van 'n spotter oor my, wat nie na berisping wil luister nie. En wat is dit? Die woord sê, die uiteinde daarvan is die verderf. Dis wat dit is. Dis waar sonde ons naartoe vat. Sonde vat jou reguit verderf toe. Doderyk as jy sterf, wit troon oordeel, Openbaring 20 vers 11, na die slag van Armagedon. Daarna, hel, Openbaring 20 vers 11 tot 14. Dis wat die woord sê. As ons net lees wat hy sê, maar die spotter hoor nie na berisping nie. Wat Jaffa sê is, luister na kyk na die spotter, wat met hom gebeur. As bruid of Jafis, as jy nie ag gee, as jy begin speel met sonde, en seker dinge toelaat in jou lewe, en die Ruach met jou praat, en die Ruach met jou deel, en jy nie ag gee nie, kyk na die einde van hierdie bespotter. Hierdie ou wat 'n mockery maak van die koninkryk van Jaffa. Ja, maar ek doen nie wat die sondaar doen nie, die spotter doen nie. Die woord sê sonde is sonde. Onthou, ek het al 'n paar keer gesê, by Jaffa is daar nie groot sonde en klein sondes nie. Sonde bly sonde. As daar 'n wurm in die aardappel is, dis nie of dit 'n klein wurmpie is of 'n groot wurm is nie. As daar 'n wurm in die aardappel is daar 'n wurm in die aardappel. Jy of gooi die aardappel weg of jy sny baie mooi om daai aardappel, om daai wurm. Anders as jy om in die sop sit, het jy 'n bietjie vleiserigheid. Nou ja, dit help nie ons speel met sonde nie. Omdat ons nou gesed as Jafiste wil lewe. En dis hoekom die woord sê, ons neig nie na wat agter is, ons strek na wat voor is. Want ons het 'n wederkomsverwagting in die toekoms. Ons wag dat Jaffa kom en vir ons laat ons verstaan en sien wanneer die verbond geteken word. Daardie laaste vredesverbond. En wanneer ek kyk na die goed wat om ons gebeur buitekant, in die wêreld daar buitekant en alles, dan sê ek, ons is besig om in die eindtyd in te beweeg. Ons is besig om in die eindtyd in te beweeg. Maar 'n spotter hoor nie na berisping nie. Hoekom sal hy nie hoor nie? Want hy kan nie. Hy wil nie. Want sy prioriteit is anderste. Sy omgee is anderste. Sy vriendekring is anderste. Ons as Jafiste is sulke wonderlike Jafistiese vriende en metgeselle, vriende, vriendinne, broers en susters, Jafiste, mede-Jafiste. Ons kan met hulle deel
Ons kan met hulle ons hartseer deel. Ons kan vir mekaar bid. Ons kan mekaar opdra aan die troon van genade. Waar 'n spotter verdryf almal om hom. Almal wat eintlik moet saak maak, jaag hy weg. Hoekom? Want hy volg net sy eie kop. En luister na niemand se raad nie. Die wyse seun luister na die tug van sy vader. Vanmôre kan ek en u besluit. Wil ons die raad van koning Salomo volg en sê ons wil wys wees in die oë van Jaffa as Jafiste? Ons wil nie net ons eie kop volg nie. Ons wil nie net doen wat die vlees behaag nie. Maar ons wil nougeset wandel, nougeset in die koninkryk van Jaffa. Oplettend, skerp luister na die Ruach HaKodesh stem. Sodat ek in my geestelike lewe kan groei. En in hierdie dag wat voor lê, gaan ek en u die geleentheid hê. Jaffa gaan dit vir ons stuur. Die geleentheid stuur. Wanneer ons gaan moet besluit, volg ek die gier van die wêreld, of wil ek luister na die tugtiging van my Vader? En nou sê ek, en ek sluit af daarmee, onthou die tugtiging is ook 'n vermaaning. Dis nie altyd net om straf uit te deel nie. Dis omdat hy vermaan, juis omdat hy omgee vir ons, elkeen. Mag u 'n wonderlike dag hê. Kom ons gebruik die geleentheid vandag om ons rond te kyk, om ons lig te laat skyn, dat die wêreld daar buite kan sien, dat Jaffa leef deur ons. Tot môreoggend as Vader Jaffa lewensgesondheid spaar. Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.